Die boodskap, Eksodus hoofstuk 22. 'n dief wat diere steel. Wanneer iemand 'n bees of 'n skaap steel om dit te slag of te gaan verkoop, moet hy daarvoor betaal. Hy moet 5 keer soveel betaal as wat die bees werd was. Vir die skaap moet hy 4 keer soveel betaal as wat hy werd was. Die dief moet elke sent terugbetaal. As hy nie kan betaal nie, moet hy self verkoop word vir die bedrag geld wat hy nog geskuld het. As die bees of die donkie of die skaap wat hy gesteel het nog lewendig by hom gekry word, moet hy 2 keer soveel terugbetaal as wat die dier werd is. As hy op heterdaad betrap word terwyl hy gedurende die nag die diere steel en hy word daar doodgemaak, is dit nie 'n oortreding wat gestraf kan word nie. Wanneer hy egter helder oordag steel en dan gevang en doodgemaak word, is dit 'n strafbare oortreding. Nalatigheid. Iemand kan uit nalatigheid sy weiveld of sy tuin laat kaal vreet. Hy jaag dan sy vee in 'n ander man se veld in om dit ook te gaan wegvreet. As dit gebeur, moet hy daarvoor vergoed. Hy moet die beeste wat sy eie tuin of veld kan oplewer as boete betaal. As 'n vuur begin versprei het en hand uitruk wanneer die droë doringbosse vlam vat, sodat iemand anders se graan wat nog op die land is of sy graan wat reeds geoes is en op die land in middens gepak is afbrand, moet die persoon wat die vuur laat weghardloop het, die skade dubbel en dwars vergoed. Uitsprake by God se blyplek. As iemand vir 'n ander persoon geld of goed gegee het om vir hom op te pas en dit word dan uit sy huis gesteel, moet die dief dubbel daarvoor vergoed as hy gevang word. As die dief nie gevang word nie, moet die persoon wat dit opgepas het na die plek gaan waar God aanbid word en plegtig voor God verklaar dat dit nie hy was wat die ander man se goed gesteel het nie. As twee mense aan die stry raak oor wie se bees dit is, of donkie of skaap of klere of goed wat weggeraak het en weer teruggekry is, moet hulle na God se plek toe gaan. God sal wys watter man lieg. Hy moet dan vir die ander man 2 maal soveel teruggee as wat die goed werd is waarvoor hy oor gestry het. As iemand 'n donkie of 'n bees of 'n skaap of enige ander vee by iemand los om dit vir hom op te pas en een van die diere vrek terwyl dit by hom is, of dit word beseer of gesteel sonder dat iemand dit sien, moet die man wat die dier opgepas het voor die Here gaan sweer dat dit nie hy was wat die dier gesteel het nie. Die eienaar van die dier moet sy woord aanvaar. Daar word in hierdie geval nie skadevergoeding betaal nie. As die dier egter gesteel is terwyl hy dit kon gekeer het, moet hy die eienaar vergoed. As 'n roofdier die dier gevang het, moet hy die verskeurde dier terugbring as bewys dat dit gevang is. In hierdie geval hoef daar nie vergoed te word nie. As 'n persoon iemand anders se dier leen om vir iets te gebruik en die dier kry seer of vrek terwyl sy eienaar nie by is nie, moet die persoon wat die dier geleen het, die eienaar vergoed. As die eienaar wel by was, hoef daar niks betaal te word nie. As hy die dier gehuur het, moet die huurgeld nog steeds betaal word. Verskillende ander bepalings. As 'n man 'n jong meisie verlei wat nog nie verloof was nie en hy praat haar om by hom te slaap, moet hy aan haar pa die bruidsprys betaal en met haar trou. As haar pa volstrek weier dat die man met sy dogter trou, moet die man hom 'n bedrag geld gee. Die bedrag is dieselfde as die geld wat betaal word aan 'n pa om sy dogter te kan kry. 'n Vrou wat haar metoordery ophou, mag nie bly leef nie. Enige een wat seks met 'n dier het, moet doodgemaak word. Elkeen wat offers bring vir enige ander god as net die Here, moet doodgemaak word. Jy moenie iemand wat van 'n ander land afkom sleg behandel nie. Jy was mos self 'n mens uit 'n ander land toe jy in Egipte was. Jy moenie weduwees en weeskinders uitbuit omdat hulle nie 'n man het wat vir hulle sorg nie. As jy dit doen en hulle kom kla by my en vra my om hulle te help, sal ek hulle kant kies. Ek sal met woede teen jou losbrand en ek sal jou in die oorlog laat doodgaan. Jou eie vrou sal dan 'n weduwee word en jou eie seuns ook weeskinders sonder iemand om vir hulle te sorg. Wanneer jy geld vir 'n arme mense in die volk leen, moet jy nie ook nog vir hulle rente daarop vra nie. As iemand in die loop van die dag sy mantel vir jou as 'n pand gegee het vir iets wat hy by jou geleen het, moet jy dit vir hom teruggee as die son ondergaan. Dit is al wat hy het om homself in die nag mee toe te maak. Onder wat anders kan hy slaap? As jy dit nie doen nie en hy kom kla by my, sal ek na hom luister, want ek gee om vir sulke mense.
Moenie God se naam sleg maak nie. Moenie die leiers van jou volk vloek nie. Bring alles van jou graan en druiweoes in berekening wanneer jy my deel bereken. Onthou dat jou oudste seun aan my behoort. Die eerste bees of skaap wat gebore word, kan vir die eerste 7 dae nog by sy ma bly. Op die 8ste dag moet jy dit aan my afstaan. Julle moet uitsonderlike mense wees wat met alles wat julle het vir my lewe. Julle mag nie vleis eet van diere wat deur roofdiere in die veld verskeer is nie. Julle moet dit vir die honde gee om te vreet.